by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis waar ons stadiger dink, dieper kyk en ontdek hoe mense nie net skielik hulle rigting verloor nie, maar hoe harte stadig skuif, klein bietjies op 'n slag. Vandag praat ons oor een van die mees tragiese stories in die Bybel. Nie omdat Saul sleg begin het nie, maar omdat hy so goed begin het. Dis eintlik wat Saul se storie so ontstellend maak. As jy hom vroeg in sy lewe ontmoet het, sou jy waarskynlik van hom gehou het. Hy begin nederig, hy begin afhanklik. Daar is selfs oomblikke waar hy wegkruip omdat hy nie homself waardig genoeg voel om die koning te wees nie. Hy's nie arrogant aan die begin nie, hy's nie korrup aan die begin nie. Hy lyk soos presies die tipe mens wat God kan gebruik. En miskien is dit juist die gevaarlikste plek om te wees, wanneer jy begin dink jou goeie begin gaan jou hele storie dra, want baie mense vertrou vandag op 'n ou weergawe van hulle self. Ek was altyd passievol, ek was altyd naby aan God, ek het altyd gedien, ek was altyd committed. Maar geestelike volwassenheid gaan nie oor hoe jy begin het nie. Dit gaan oor wie jy stadig besig is om te word. Dis waarom Saul se lewe so relevant voel vir moderne mense, want sy grootste probleem was nie rebellie nie. Dit was geleidelike selfmisleiding. Hy begin stadig glo dat hy God nog kan dien, terwyl hy terselfdertyd sy eie agenda volg. En eerlikwaar, dis ongelooflik modern. Vandag leef ons in 'n wêreld waar mense konstant probeer om twee identiteite tegelyk te bestuur. Jesus in status, gehoorsaamheid en gemak, geloof en selfbeheer, disippelskap en selfaanbidding. Ons wil God volg, solank hy ons nie te ongemaklik maak nie. En dis presies waar Saul begin skuif het. Wat interessant is van Saul se storie, is dat sy grootval eintlik lank voor die hekse en die demoniese stemme begin het. Dit begin die dag toe hy ontdek hy kan ongehoorsaam wees en nog steeds suksesvol lyk. Dis gevaarlik. Want uiterlike sukses kan innerlike verval baie lank wegsteek. Jy kan steeds geld maak, mense beïndruk, kerk toe gaan, invloed hê, selfs geestelik klink, terwyl jou hart stadig aan wegdryf. Dis hoekom Jesus later jou sou waarsku dat 'n mens die hele wêreld kan wen en tog jou siel verloor. En dalk is dit een van die groot probleme van ons tyd. Ons weet hoe om sukses te meet, maar nie hoe om getrouheid te meet nie. Saul het nog die kroon gedra, lank nadat sy hart reeds begin afdwaal het. En hier is wat my die meeste tref van sy storie. Elke keer wanneer God hom konfronteer, verdedig hy homself eerder as om homself oor te gee. Dis die teken van 'n hart wat hard begin word. Want nederige mense bely, trotse mense verduidelik. Dis hoekom geestelike dryf so moeilik raak om raak te sien. Niemand kondig dit aan nie. Dit klink gewoonlik baie redelik. Ek's net moeg. Ek gaan deur 'n moeilike tyd. Ek het net bietjie ruimte nodig, of ek dink net anders oor dinge nou. En natuurlik is nie al hierdie dinge verkeerd nie, maar soms steek daar iets dieper daarachter weg, 'n hart wat stadig ophou luister. En dis hoekom die belangrikste vraag dalk nie is jy nog 'n Christen nie? Die belangrikste vraag mag wees, is jou hart nog sag genoeg dat God jou kan korrigeer? Want Saul se tragedie was nie net dat hy gesondig het nie. Dis dat hy uiteindelik ophou terugdraai het. En tog, selfs in hierdie swaar storie, lê daar 'n waarskuwing vol genade, want God wys vir ons deur Saul hoe klein kompromie werk voordat hulle ons vernietig. Nie om ons bang te maak nie, maar om ons wakker te maak. Want niemand dryf per ongeluk nader aan Jesus nie. Nabyheid aan God gebeur bewustelik. Een sagte hart op 'n slag, een eerlike gebed op 'n slag, een daad van gehoorsaamheid op 'n slag. Daarom glo ons by die nommer 1 netwerk vir jou lewe dat die doel van disippelskap nie net is om goed te begin nie. Dis om aan te hou terugkeer, om mense te wees wat nie net een keer ja gesê het vir Jesus nie, maar wat dit oor en oor en oor weer sê, selfs wanneer dit moeilik raak. Tot môre, mooi loop.